Kerk, die Here is genoeg. Amen. Hy is genoeg vir ons. Kom ons sit. Sjoe, bietjie net Afrikaans vanoggend. Lekker. Ja, lekker. Dis mooi. As ek vanoggend 'n titel kan gee vir die boodskap vanoggend wat ek vir julle wil gee sal iets in die lyn van wees die belangrikste boodskap met die belangrikste gelykenis. Die belangrikste boodskap wat jy sal hoor, want dis die belangrikste gelykenis in die Bybel. En hierdie gelykenis is so belangrik dat Jesus homself sê. Hy sê, hierdie gelykenis, as jy hom nie verstaan, sal jy geen gelykenis verstaan. Want hierdie is die belangrikste gelykenis. Julle kan dit maar gaan opsoek en sien. Okay. Hierdie is die belangrikste gelykenis in die Bybel. Vir ons. En ek gaan regtig net verskriklik liggies raak aan hom. Want dit is net te veel inligting op een slag. So ek gaan net hier en daar 'n vers uitwys. Ek gaan alles lees, maar net hier en daar ietsie uitwys. En dan gaan ons 'n bietjie gesels daaroor. Gaan vir my na die boek van Matteus toe. Matteus hoofstuk 13. Matteus hoofstuk 13. En wat Jesus hier doen is, Jesus kom met 'n paar gelykenisse agter mekaar. Kom hy met die gelykenisse. En ewe skielik kom hy by die ene van die saad. En dan gaan hy weer aan na die mosterdsaad, wat die grootste boom is. En dan ewe skielik by vers 34, kom die disippels en hy praat met Jesus en sê, maar verduidelik vir ons hierdie gelykenis. Verduidelik vir ons hierdie ene. Nadat hulle klaar 'n paar gehoor het, sê hulle, maar dis die ene wat ons wil hê. Jy moet vir ons verduidelik. Eintlik 'n baie interessante gedeelte die. Kom ons lees gou saam van vers 24 af. 'n ander gelykenis het hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyhandige mens het dit gedoen. Toe sê hy, toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê ons moet dit gaan bymekaar maak? Maar hy antwoord, nee. Dat julle miskien, dis die versie wat ek gaan ophamer vanoggend. Dat julle miskien, as julle die onkruid bymekaar maak, ook koring, daarmee saam uittrek nie. Laat al twee saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir my saaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind hulle in bondels om dit in die vuur. Maar bring die koring bymekaar in my skuur. My vraag is vanoggend wat ek wil vra, daar's 'n paar vrae, maar een van die vrae wat ek graag wil vra vanoggend. Hoekom laat God toe dat daar onkruid tussen koring, goeie saad, groei? Hoekom? Hoekom nie net goeie saad gesaai en los net die goeie saad dat die goeie saad groei? Hoekom moet daar onkruid tussen dit? Het julle al die vraag al gevra vir julleself? Hoekom onkruid? Hoekom moet die onkruid tussen hierdie koring wees? Wat is die nut daarvan? Hoekom? En hoe kan ons dan getrou lewe as koring, terwyl daar onkruid langs ons, tussen ons, om
ons, waar ook al ons beweeg, onkruid is. Hoe kan ons getrou lewe in so 'n wêreld? Wat jy gebid het, Here, ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is wel hier, maar ons is nie hiervan nie. Jy het al my preek gebid. En dan begin ons eintlik by die begin. Ons moet by die heel begin waar hy begin by vers 1 van hoofstuk 13. En hier sien ons dat Jesus was in sy huis gewees en hy gaan weg en hy gaan na die see toe en hy gaan sit daar op die strand en hy gaan sit daar tussen die rotse. Ek sê noem hom my eie woorde ook. En so gaan sit hy by die see. En menigte mense, skare, wat gehoor het van Jesus, wat hom gesien het, wat al van die wonderwerke gesien het. Menige skare drom saam en is besig om saam te stroom met Jesus is daar. En wat Jesus doen is, hy kom en hy sê vir sy disippels, luister hierdie vissermanbootjie, kom ons klim en ons gaan so 'n bietjie in die see in. Net ver genoeg, wanneer ek praat, laat my stem kan weer klank, laat almal dit kan hoor wat ek besig is om te sê. Mense het saamgedrom want Jesus het genees. Hy het dowes laat hoor. Hy het blindes laat sien, hy het lammes laat loop. Duiwels uitgedryf. En hy begin om 'n gelykenis te vertel. Baie eenvoudige gelykenis wat ons nou gelees het. En hy is besig om hierdie gelykenisse te vertel vir die mense. Goeie saak. Goeie grond. Maar nie almal wat opkom is goeie vrug nie. Watter soort grond is ons? Net so een kant dan. Is ons goeie grond met voorberei, is ons harte geploeg en gedis en mooi voorberei vir wanneer ons die woord van God hoor om te val op ons harte, sodat daar 'n opkoms kan kom. Want die woord van die Here, soos ons weet, en ek gaan nie in diepte ingaan nie, die woord van die Here is die saad. Maar in hierdie gelykenis gaan ons heeltemal iets anders te sien. Hierdie gelykenis te verstaan, soos ek gesê het, dan sal ons al die ander verstaan. En hier kom hierdie skare saamgedrom, alle rasse, nasies, volke, almal kom saam om by Jesus te hoor. Van hulle het gekom met 'n agenda. Van hulle het gekom om te stry. Van hulle het gekom, hulle was geen plek vir hulle anders te gewees om te gaan. Ander het gekom om te hoor. Ander het gekom want hulle soek 'n koning. En party wou misleidend wees. En elkeen het gekom vir die rede hoekom hy gekom het om te hoor wat Jesus besig is om te sê daar. En dan sien ons baie duidelik hier in vers 24. As hy 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Hier is die land, en ek sien dit nou omdat ek op die plaas is en ons besig om hier te ploeg en te dinge skoon te maak en reg te kry. Het ek baie gedink terwyl ek op die trekker gewerk het die hele week. En hierdie ding het met my gemaal die hele tyd. Want ek het per ongeluk iets uitgehaal terwyl ek 'n boom wou uithaal, ek wil nie die droë boom uithaal, en ek wou nie die een langsom uit hê nie. So ek het die ketting vasgemaak en die trekker vasgemaak, ons het gegrou net om die een boom. En ek wil hom uittrek. En terwyl ek hom uittrek, het die wortels onder die ander boompie wat ek nie wou uitgehaal het nie, saam uitgetrek. En al hierdie goed maal in my kop. Want ons probeer die grond mooi voorberei, dat daar mooi opkoms moet kom. So hier sê, is leeg, is dor, is droog, daar's niks. Maar ons wil saad saai. En dan kom hierdie gedeelte, en wanneer hy die grond voorberei het en saad gesaai het, is vir 'n nuwe opkoms, is vir 'n nuwe begin. Dit is
iets wat opgewonde is. Dit is 'n huwelik, 'n nuwe huwelik. 'n Vriendskap. Dit moet vorentoe beweeg. Dit moet mooi wees. Verhouding. 'n Wandel saam met God. Hy het my nou nuut gemaak. Dis nou mooi voorberei. Nou kom hy in vers 25 en iewes skielik maak hy 'n drastiese swaai in hierdie hele gedeelte. Terwyl hulle slaap, het 'n vyandige mens gekom. En hy kom saai. Terwyl mense in die slaap is. En hierdie vyand het onkruid tussen die koring gesaai, tussen die graan. Is dit nie wat gebeur nie? Is dit nie wat in families, vriende, breekkerk, omgewing, skole, werke, is dit nie wat gebeur nie? Baie fyn kom die duiwel, die vyand. En hy's besig om te saai terwyl ons in die slaap is. Stilletjies, hy kruip so in, jy merk dit nie op nie. Of as dit nou deur media is, of deur 'n ongeskuldige praatjie is, wat nou maar uit verband het geruk, onskuldig, stilletjies. Terwyl ons niks agterkom nie. En dan verdwyn hy, en jy weet nie as hy verdwyn nie. Hy gaan weg, nadat die saad gesaai is. En jy kom dit nie eens agter. Is dit nie wat die vyand doen met ons nie? Ons dink ons is besig met ons skuldige ding, en dan die volgende oomblik is dit maar, gebeur. Ons moet die vyand opmerk, en ons moet sien waarmee hy besig is. Ons moenie in slaap wees deur die lewe gaan. Dis hoekom hy die woord gebruik het, en ons gaan nou sien in Efesiërs hoofstuk 5. Hy sê, moenie slaap nie. Moenie weer slaap gevang word nie, waak en bid. Wees soos 'n watchman op die muur, waak en bid. En die onkruid wat gesaai word, wat verskriklik interessant is, dit lyk soos koring. Dit kom voor soos koring. Dit groei saam met koring. En die naam van hierdie spesifieke saad, as jy 'n studie gaan doen, baie interessant, is Dianel, as ek hom reg pronounce. Rugas is die ander naam. En dit is lolium, wat letterlik beteken valse graan. So die saad wat gesaai was 'n copycat van wat die oorspronklike een is. En wanneer hy opkom, wanneer hy groei, en ek het foto's gaan kyk dan, ek het 'n videoklip gaan kyk en ek het gaan opsoek, dit lyk presies soos graan. Terwyl hy groei, jy sien nie 'n verskil nie. Jy sien dit nie. Dis al wanneer jy die verskil sien dat hierdie is eintlik onkruid en hy's giftig vir 'n mens as hy hom inkry, dis gif, is as hy begin vrug dra en hy moet gesnoei word. Hy moet geoes word. Dan kom jy eers agter, maar dis eintlik onkruid. Interessant, né? Dat Jesus hierdie spesifieke gelykenis vertel en hy gebruik hierdie voorbeeld. Hy lyk soos graan, hy kom voor soos graan, maar eintlik is dit onkruid. Selfe grond, selfe son, selfe water, wat oor die al die ander graan is, maar wanneer hier en opkom, kom dit op as onkruid. Ons kom niks agter totdat te laat is nie. Want hierdie is 'n vervalsing. Dis 'n huwelik wat goed lyk, van ver af. 'n vriendskap wat goed lyk. 'n familie wat alright lyk. Maar die oomblik as die druk kom, dan val alles uit mekaar. Of 'n gewoonte, was baie gewoontes daar buitekant. Dis mos nie haal nie. En ons het hierdie gewoonte wat ons aangekweek het, totdat jou gryp en jou nie los nie.
En jy kan nie breek met daai gewoonte. Ons het so van 'n gesprek gehad oor 'n paar goed. Geloof. Dit klink soos die ware boodskap. Ek het 'n vorm van godsaligheid. Ons weet hoe om kerk te doen. Hoe om boodskappe te doen. Maar dit is eintlik 'n valse evangelie wat jy dan weglei van die genade en die liefde van Christus. Dit klink goed. Dit lyk soos koring, maar dit is eintlik onkruid. Dit is giftig. Maak jou dood. En dan kom jy in vers 26, en toe die spruitjies opgeskiet het en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid. En dis waar die onkruid inkom. Toe begin hulle agterkom, en nou kom die vrug. Die oes is nou naby. Hier is onkruid. Wat nou? Ons gaan hier moet uithaal dan. En Jesus sê, nee, los. Want jy gaan dalk koring saam met uitrek. Want as dit los, laat dit om ons groei in ons. Hoe nou? Saam met my tou waar ek groceries koop, of by die werk, of in 'n bank, of in 'n kerk, of familie. Ek moet iets doen, ek moet my eie plan maak, ek moet hierdie uitkry. En Jesus sê los, wag. Wag net. En jy, soos ek sê, jy sien dit nie eens in die begin nie. Eers as dit te laat is. Dan kom hy in vers 27. En die diensknegte het die huisheer het gekom vir hom gesê, meneer, het u dan nie net goeie saad gesaai nie? Nou kom jy onkruid op, wat moet ons doen? Ek sal my eie planne maak. Ons weet hoe om planne te maak. Ons kan ons eie besluite maak. Ons weet hoe om maniere bymekaar te kry om onkruid uit te haal. Vra my, ek het gemisluk met 'n boompie wat ek nie wou uithaal nie. Ek het gedog, ek het nie plan. Ek gaan hom uithaal. Ons het alles reg gedoen. Ons het die grond reg voorberei. Ons het die regte fondasie gegooi. Ons het gedien. Ons bid. Ons wandel saam met U. Ons het alles reg gedoen. Nou gebeur dit. Is dit nie die vraag wat ons vra nie? Hey Boeta. Is dit nie die vraag wat ons altyd vra nie? As God dan so goed is vir ons, hoekom gebeur hierdie goed? Ek sny my hare gister. En ek sit met 'n fantastiese ou en ek gesels met hom. En ek probeer 'n pad stap saam met hom. Hy's 'n moslim. Wat hier by die hare sny hier so by ons. By Q4, ja. Boertjie Barber. Hy het 'n Boertjie Barber, maar hy is eintlik 'n moslim. En ek en hy is in 'n gesprek. Hy sê vir my wat ek nie kan verstaan nie. Oorlog het gister 8:00 begin teen Iran met Israel en Amerika. En die bomme het begin vlieg. En Israel kom en bom 'n skool van 50 kindertjies. Almal dood. Why? Hoekom? Vraag wat mense vra. So as God dan liefde en genade is, hulle dien nie God nie. Die enigste God is Jesus Christus. En dis die punt wat ek hier wil maak. Is, as God dan liefde en genade is, hoekom gaan kinders doen? Of as God dan in beheer is, hoekom gebeur al hierdie chaos? Hoe kan hierdie onkruid dan gesaai wees en saamgroei saam in die mooi koring? Hoekom is hierdie goed dan alles dan so de mekaar? Dit het my baie laat dink hierdie week. Hy kom hier in vers 28 met die B-gedeelte van vers 28 en hy antwoord hulle, 'n vyandige mens het dit gedoen. Die B-gedeelte. So, die een wat die goeie saad gesaai het, Christus het dit nie gedoen nie. Die grond wat dit opgeval het dit nie gedoen nie. Die saad wat gegroei het dit nie gedoen nie. 'n vyand het gekom en hy het 'n ander saad gesaai.
Dis wat hy hier sê. En kon sien ons in die B-gedeelte van vers 28. Moet ons dit dan omwortel? Moet ons dit dan uithaal? Moet ons dit afkap? Moet ek my eie planne beraam? Ek sal dit regmaak. Ek weet hoe. Is dit nie ons vir al ons mans? Ek weet hoe om dit te fix. Ek sal dit vir jou reg. Ek sal dit uitsorg. Kom ek wys jou. En as ons by mekaar maak en in die vuur gooi, sal dit uitbrand. Dan kom hy in vers 29, maar hy antwoord nee, dat julle miskien, as julle dit, die onkruid by mekaar maak, luister nou, die koring daarmee saam uittrek nie. Nee, moenie. Moet dit bly? Ja, laat dit bly. Laat dit bly. Dan sien ons hier in vers 30 baie duidelik dat hulle het saamgegroei tot die oestyd. En die ander is by mekaar gemaak, bondels gebind, vuur gegooi, en die ander is in die skuur by die Here se huis gewerk. Jy sien, God word nie omkant gevang wanneer goed gebeur nie. God word nie bang as daar onkruid tussen is. God word nie verskrik as daar druk kom tussen die koring nie. Hy is God. En hy is die een wat nie rond, hy tikkel nie rond nie. Om probeer planne maak. Hy weet wat hy gaan doen. Hy weet wanneer hy die saaiers, jy weet die engele wat gaan oes, wat jy gaan sien. Dis engele wat kom en dan kom oes hulle. Hy weet wie gaan die oes inbring en presies waartoe gaan wie. Hy's God. Hy's in beheer. Hy's in beheer. Kom ons kyk gou hier vandag. En ek praat nie nou van ons gemeente, ek praat van die hele breë kerk reg rondom die hele aarde, wêreld. Kom ons kyk gou vanaf daarna. In die kerk. Normale kerk. Normale kerk. Ons almal lag. Ons dans, ons sing. Hoe gaan dit met jou? Baie goed. Gaan regtig goed met my, dankie. Maar in daai selfde kerk is daar 'n ander gedeelte. Daar's bitterheid, hoogmoed, onvergifnis, haat, woede, twis. Mense wat in die stilte van hulle kamer besig is om 'n kompromie aan te gaan. Wat iemand sien. Ken jy hoe? Het 'n vorm van godsaligheid, sit saam in die banke, trek 'n Judas Iskariot op homself, saam met die 12 disippels, uitgegaan saam met die 12 saam met die 11 disippels, gebid saam met hulle, bedien saam met hulle, langs Jesus geloop, hy was tot in beheer van die geldsakkie, maar tog het hy Christus verraai. Het al die vorm van alles, het Jesus hom 'n jaar nadat hy saam met hom geloop het uitgehaal, ontwortel? Nee. Het nie meer. Die hele tyd saam met ons spandeer. So 'n genadige, liefdevolle God. Hy weet wat eintlik in die hart is. Of dit opreg is of nie. Hy weet dit. En dan hy selfde kerk is daar mense wat skinder en lieg en bedrieg. So aan die buitekant lyk ons so skoring. Maar aan die binnekant is ons eintlik onkruid. Maar dit word nie gesaai deur God nie. Dit word gesaai deur 'n vyand. Nou praat ek nie van ons is wedergebore kinders van die Here, maar ons sukkel. Ons is nog jonk in geloof. Jy weet ons is mos jonkes in geloof en ons is mos, jy weet ons kan redelik baie keer vinnig dink en onkundig goed doen. Praat nie van dit nie. Ek praat nie van iemand wat regtig lief is vir die Here met sy hele hart. Hy wil alles net doen vir die Here, maar hy sukkel nog steeds met sekere goed. Praat nie van hom nie. Ek praat van een wat gesaai is deur die duiwel. Een wat God haat. Een wat hom nie wil dien.
Een wat hier kom sit in die banke met 'n agenda om divisie te bring, twis te bring. Ek het vir 10 jaar kerk in Afrika geplant. Veral in Zimbabwe en Harare, waar ons vir weke spandeer het. Uit elke 10 mense wat in die kerk sit, is daar een government official wat daar binne kan sit om jou dop te hou om te hoor wat jy sê. So daar het elke skoot tussen 10 en 15 ouens kom sit in daai banke, want dit is hoeveel ouens ons opgelei het, 120 daarom. Pastore opgelei. En hulle het so plus minus 10 daar rond government officials gehad om te hoor wat sê jy. As jy enigiets uit lyn sê of net praat oor die land, arresteer hulle jou net dan. Hulle het daar gekom vir 'n agenda, spesifiek vir nie my woord te hoor nie. Nie omdat hy lief is vir God nie. Nie omdat hy besig is om 'n 3 jaar kursus te doen om 'n pastoor te word en 'n kerk te plant. Nee. Hulle het gekom om te kyk waarmee is jy besig. Draai jy hierdie mense om teenoor hulle president? En hulle het ons gewaarsku. Don't speak about the country, or government. Niks. Evangelie alleen, dis wat ons op moet fokus. Nie dat jy op enigiets anders wil fokus nie. Maar hulle waarsku. En hierdie woord gesaai, nie deur God nie, deur die vyand. En weet jy wat ons doen het dit? Wanneer ons in die slaap is. Wanneer ons die minste verlaag. Wanneer ons nie in die woord spandeer nie, nie in gebed spandeer nie, dinge raak net so besig, dat ek kan net nie by alles uitkom nie, so iewerste moet ek 'n kompromie aangaan. Ek kan nie meer dit doen soos wat ek dit altyd gedoen het nie, want hierdie is nou, en omdat ons goed versaak, kom hy baie saggies in, sonder dat jy dit weet, binne 'n jaar, doen jy goed wat jy nooit weer sou gedoen het nie. Luister na goed wat jy nooit weer sou na geluister het in die begin. En dis wat die vyand doen. Saggies. En hierdie is nie om ons as 'n kerk bang te maak nie. Hierdie is om ons moed in te praat. Hierdie is om ons te sê, kerk, ons moet wakker word. Ons lewe in 'n bose wêreld. Kom ons word wakker. Hy sê in Efesiërs hoofstuk 5 vers 14. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Kom in Christus. En hierdie woord skyn gaan ons nou sien met die heel laaste gedeelte, voordat ons afsluit, voor ons na nagmaal toe gaan. Want die saad wat gesaai word, die koring wat gesaai word, die goeie saad, is die kinders van God. Want hy gaan nou kom en nou gaan hy verduidelik. Gaan vir na vers 36 toe. Vers 36. Nou kom hy, Jesus is klaar, hy stuur hulle almal terug. Hy sê totsiens vir almal. Nou is hy op pad terug huis toe waar hy vandaan gekom het. Hy gaan na huis toe. En hier kom hy by die huis, hier kom die disippels en die disippels vra vir hom, kan maar verduidelik vir ons hierdie. Verduidelik vir ons nou. Ons hierdie ene verstaan ons nie. Ander is oké, maar hierdie ene verstaan ons nie mooi. En hy begin om te sê, nadat hy die skare weggestuur het Jesus huis toe gegaan. En sy disippels het hom gekom en gesê, verklaar vir ons hierdie gelykenis van die onkruid en van die saailand. En Jesus kom en hy sê, maar ek is die een wat saai. Ek is God. Ek is die seun van die mens. Want hy sê in 37, en hy het geantwoord en gesê vir hulle, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Ek saai dit. Ek ruk jou. Ek trek jou. Ek het jou gevorm. Ek het jou geplant. En dis hoekom net hierdie gedeelte hier, mense sê wat jy kan jou redding verloor, slaan net daai uit die bus uit. Want goeie saad wat geplant is, kan nie iewes skielik onkruid word nie.
Okay, maar dit is vir 'n ander dag. Soos ek sê, ek kan nie te veel op een slag gee nie. Nou vra hulle ons, kyk, nou vertel ons hierdie. Maar ek is die een wat saai. Nie mensgemaakte metodes om mense nie. Nie mense idees nie. Ek is die saaier. 38 kom hy. En die saailand is wat? Die wêreld. Die hele aarde. Dis die saailand. En ek plaas die wedergebore kind daar. En daar waar ek hom gesaai het, dis waar ek hom geplant het, en dis waar hy moet groei. In jou huwelik, in jou huis, tussen jou vriende, by jou werk, daar is jy koring. Tussen onkruid. Dis waar ek jou gesit het. Mense wat na my toe moet kom en vir my sê, die Here het gesê ek moet my vrou los. Jy het van die duiwel af gehoor, nie van die Here af nie. Dit is onbybels. Dit is satanies om so iets te sê. Jy kan nie. God het jou geplaas daar. Dit wat God by mekaar gevoeg het, gaan nie omdraai en sê, maar nou wil ek jy met hom los en jy moet na ander ene toe gaan. So hierdie land, hierdie aarde is die grond. So nie net waar ons kerk gaan, oral waar ons gaan. Waar staan ons in die tou by Spar? Dis waar God ons gesit het, op daai oomblik, om wat te wees? Koring, tussen die onkruid. 'n goeie saad, wat hy hier sê, die goeie saad, luister nou. En die goeie saad is die saailand. En die kinders van die koninkryk is en die onkruid. Laat ek net weer lees. En die saailand is die wêreld. Die goeie saad is die kinders van die koninkryk. En die onkruid is die kinders van die bose. Dis so eenvoudig tot 'n kind kan dit verstaan, as jy dit vir 'n kind verduidelik. Vers vir vers, verduidelikheid. So die goeie saad wat gesaai word, is elke wedergebore kind van God. Is jy jouself gesaai? Nee. God doen dit. God red. Hy het jou die vermoë gegee om uit te roep na hom. Maar sonder die vermoë wat hy jou gegee het, gaan jy nie eens kan uitroep na hom. Dis alles 'n werk van God, sodat ons nie kan roem. En hierdie goeie saad is die wedergebore kinders van die Here. En die onkruid is van die duiwel. Dis kinders wat God haat. So dit is nie, wat ek gesê het, babas wat nog in Christus is nie, of onvolwasse Christene nie, of kinders van die Here wat regtig sukkel nie. Dis nie hulle nie. Hierdie wat is boos. Hulle haat God. Dis 'n Judas Iskariot. Dan kom hy in vers 39. Dan sê hy in vers 39. En die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. En die maaiers is die engele. Die engele gaan die oes bymekaar bring. En hulle gaan die twee skei van mekaar. Ander gaan by my wees, en die ander gaan ons verbrand. Maar dit is wanneer Christus kom. Dis wanneer Christus kom. Los dat hulle saamgooi. Maar die dag gaan kom, wanneer ek my bruid kom haal, en ons gaan die koring van die kaf skei, of die kaf van die koring skei. Kyk, die duiwel is werklik, en hy is om ons. Maak nie saak waar jy gaan, maar wees bemoedig, Christus het alles voorkom, en ons is in hom. Ons is in hom. Hy is die een wat hierdie namaaksel doen, hierdie copycat. Hy plant langs ons, om ons. Maar Jesus Christus, soos ek nou gesê het oorwin. En ons is in hom, so moet nie bekommerd wees wat ons deurgaan nie. Moet nie bekommerd wees as daar druk kom nie. Ons is in hom.
As ons hoor van oorlog, ons is in hom. Staan vas. Moenie slaap nie. Wanneer ons geloof getoets word, en ons begin hoop verloor, en ons wil ons geloof begin kleiner maak, en ons is bang, moenie bekommerd wees nie, God is in beheer. Die bose is oorwin. Ons moet geestelik wakker bly. Ons moet geestelik staan. Ons moet nie slaap nie. Onthou die vyand wat saai, die vyand kan nie maai nie. Hy kan nie die oes inbring nie. God bring die oes in. Die vyand kan net saai. Dis dit. Hy kan nie die oes inbring nie. Hy kan nie jou ontwortel nie. Weereens, jou veiligheid in jou redding. Vyand kan jou nie uitdruk nie. Ons kan maar teruggaan na vers 29, 28 en 29 toe. En as die mens dan die onkruid gaan probeer uithaal, weet jy wat doen ons? Ons haal onskuldige koring uit. Kinders van die Here, wat lief is vir die Here, wat sukkel met 'n ding, en wat ons kom met hierdie bose, wat ons noem vermaning, wat nie vermaning is nie, want dit word nie gedoen in liefde nie. Ons kom met hierdie harde, wrede hoogmoed en judgmental teenoor ander, as hulle sukkel met 'n ding. En ons kry hierdie onskuldige graan wat daar is, ontwortel ons, en ons dink dit is onkruid. Meantime is dit graan, want die twee kan nog nie geskei word van mekaar nie, want hulle lyk dieselfde. En ons kom nie met 'n liefdevolle waarskuwing nie. En maak hom 'n disipel, en wees lankmoedig, en wees sagmoedig, en wees die vrug wat die Here vir ons gesê het ons moet wees teenoor ons broer en ons suster, en stap op pad saam met hom. Maar weet jy wat doen ons? Ons staan hier voor. En dan begin ons judgmental raak met mense wat sukkel. Hoe word ons daai onskuldige kind van die Here? Ruk ons uit. Want ons kan nie onderskei nie. Hoe arrogant moet ons wees om God se werk vir hom te probeer doen? Ek sal hom ontwortel, ek sal hom uithaal, ek sal jou wys. Dis arrogant. Kom ons stap saam met hom. Kom ons bou verhouding. Kom ons kry hom by God uit. Kom ons laat hom groei in volwassenheid. In plaas van hom te ontwortel. Weet jy wat kinders van die Here kry seer vandag in die kerk oor dit? Omdat hulle nie regtig waar 'n vaste fondasie gekry het van wat redding en verlossing in die werk is, en hy in ons maak seer. Sien, want ons kan regte ware koring misgis as onkruid. Ek weet nie of julle al iemand gesien het wat regtig baar gebroken is en stikkend is en sukkel. Kom ons stap op pad. Kom ons stap op pad. Enigste manier hoe jy nie 'n pad gaan stap saam met hom en as daai persoon wil hê jy moet. Maar solank as wat jy toegelaat word om 'n pad te stap, stap saam met hom. Want oormôre Wynand gaan ander boete nie 'n pad meer kan stap nie. Maar Wynand kan nog 'n pad stap. Kom ons wees kerk. Kom ons wees kerk. Kom ons stap saam met ons boetas en ons sissies. Wat koring is wat sukkel. Vermaning kom. Regstelling kom in die kerk. Maar nie met 'n haat en 'n woede en 'n wreedheid en 'n judgmental. Kom met liefde.
Kom met liefde. Met opregtheid. Om te beskerm, nie om weg te vat nie. Jy kry dalk iemand wat aan die brand is vir die Here. Dis al wat hy wil doen, is hy wil net die woord verkondig. Weet jy wat doen ons? Ons so 'n jaloesie teenoor die persoon. Kom ek blok jou, kom ek stop jou, in jou tracks. Sal nie preek nie, sal nie bediening gaan nie, sal nie die doen nie. Of, daar is iemand anders. Sit in die kerk en het soveel vrae, wat hulle wil vra. Hoe durf jy om die pastoor te vra, die vraag? As ek gepraat het, is dit bed. En ons maak 'n onskuldige persoon in die kerk, maak ons seer en ons ontwortel. Ons vernietig hom. Waar hulle terug gaan sê, maar is my beter om by die huis te wees as om by die kerk te wees. Nou, sê die? Is lekkerder om by die huis te wees en ek is veilig daar as om tussen die kinders van die Here te wees en ek bly seer kry. Want ons kan nie die onderskeiding maak. Sy vra het antwoord die vraag. Hoekom het God dit toegelaat? Hoekom het God toegelaat? Die vraag wat ons gevra het in die begin, dat daar onkruid en koring saam moet groei. Want God is lankmoedig. Want God is sagmoedig. Want God is barmhartig. Want God is goed. God wil hê almal moet 'n kans kry by hom uit te kom. En hy gaan aanhou en aanhou totdat God die streep getrek het, nie ons nie. Dis 'n sagmoedige God. Laat dit groei. Die dag sal kom, ek sal bepaal, maar laat hulle groei. En jy koring, miskien die onkruid wat om jou is, dat jy nie so mooi groei soos wat die ander koring groei nie. Jy het al blomme gesien wat te dig is en hy kom nie by die volle potensiaal wat hy moet nie. Dis reg. Die oes gaan kom. Jy groei. En as jy so 'n stukkie korter as die ander. Jy's koring. Daar's nie half koring en half onkruid in dieselfde plant nie. Jy's koring. Dis bemoedigend. Dis bemoedigend, kerk. Nou kom in vers 40 en ek gaan nou begin afsluit, gaan ons nagmaal toe. Vers 40. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak word en in die vuur gebrand word, so sal dit wees met die volëinding van hierdie wêreld. Ek het dit klaar genoem. Want God is lankmoedig, dus kom my kans gee. Vers 43. Laaste vers. Vers 43. Dan sal die, luister nou, dan sal die regverdiger skyn. Nou ek het gesê, onthou die woord skyn, by die vorige vers. Dan sal die regverdiger skyn, soos die son, in die koninkryk van hulle Vader. Wie oor het, laat hom hoor. Die koring sal opkom, sal skyn, sal helder wees. Die tyd kom wanneer God die oes gaan bymekaar maak waar die koring skoon en rein is voor hom. Helder is. Geen donker, geen spikkel, geen vuilheid nie. Hy word nou geoes. Hy is skoon. God was ons witter as? Geen spikkel. Ons het 'n bruidklere aan. Sien jy 'n bruidrok met swart kolle op? Al ooit? Ons is 'n bruid, ons is skoon, ons is gewas. En ons sal skyn. Ons het teenwoordigheid. Hier is die ander kant, oor na nagmaal toe. Dan gaan ons afsluit. Hier is die ander kant. In hierdie storie het nie so baie te doen die onkruid wat mense is, wat die onkruid is nie. Hierdie gedeelte is waar ons onsself moet deursoek. Is ek onkruid? Of is ek regtig waar goeie saak, koring? Here, U weet, ek sal tog
Ek kan dit nie eens wegsteek. Sukkel. Maar ek weet ek is koring. Weet ek het hierdie honger en die dors vir God. Ek het hom lief. Luister. God het nie gesê, wees 'n spitvurk of 'n trekker of 'n ploeg, en ploeg hom uit nie. God het gesê, wees lankmoedig en sagmoedig. Ons moet die vrug van die Gees hê. Medelee met mekaar. En hierdie bring ons op 'n plek waar ons onsself moet deursoek. Waar ons nie ander moet deursoek. Haal eers die balk uit jou eie oog uit, voordat ons 'n splint uit iemand anders se oog wil uithaal. Werk eens aan jouself, voordat jy 'n vinger wil wys na iemand anders toe. Ja, maar hy skinder. Okay, skinder jy nie. Okay, maar hy het gejok. Okay, maar jy het nog nooit gejok. Ja, maar jy het dit nog nooit gedoen. Nee. Kom ons deursoek onsself eers. Kom ons kry hierdie huis reg. Want as hierdie huis reg is, mans, dan kan ons huise reg kry. Dan kan ons die tafel waar ons sit by ons huis kan ons in orde kry. God het ons graan gemaak, nie gif nie. Nie gif nie. En die vrug wys altyd die realiteit wat jy werklik is. Jy kan nie dit 'n masker. Onthou pastore sê ons altyd, he's walking around with a mask on his face. Hy's nou so by die huis haal hy die masker af en sê iets anders. Ons gebruik ons die masker as 'n voorbeeld. Ek kom reguit en ek sê luister hierso, dit is die vrug. Want die vrug wys eintlik wie jy werklik is. Die regte realiteit van wie jy is. En dit kan ons nie kopiekyk nie. Dis moeilik om te kopiekyk, want hy vrug word vol. En hy reuk. En hy maak siek. Bly ons nog. Verdra ons mekaar met liefde en lankmoedigheid. Of is ons opvleerig en geïrriteerd? Sit ons gemoed, ons houding, ons gevoelens eenkant en sê Here, U en U alleen? Kom ons met houding. Wanneer jy kom onder 'n geweldige druk, wat kom dan voor? In die lewe druk ons. Hierdie onkruid druk ons van alle kante af. Alle kante af. Wanneer jy dalk misverstaan word jy verbitter teenoor daai persoon? Wanneer ons nie erkenning kry wat ons het iets gedoen nie, kom hierdie hoogmoed op? Wanneer jy reggestel word omdat jy iets verkeerd gedoen het, is jy opvleerig? Wanneer jy nagekom word deur iemand, haat ons hom, ons raak hierdie verbitterd teenoor hom, ons begin 'n skinder van hulle? Of gaan ons skyn soos koring? Gaan ons sê, Here, ek moet volgens bely, want die goed wat hier uitgekom het is nie altyd, jy weet ek het lief, ek weet ek is koring, ek weet ek is nie. Maar lewe druk, lewe seer. Help my. Ek wil lankmoedig wees. Ek wil nog, net U kan dit nie. Net U kan dit. Kan dit nie deur myself doen nie. U het lankmoedigheid gewys op die kruis. U het sagmoedigheid gewys op die kruis. U bloed het gevloei. U het ons skoon gewas. En ek het niks verdien. Niks daarvan. Kom ons as koring na vore. En dis die nagmaal vanoggend. Here,
Ek is gebroken voor. Ek is stikkend voor. U ken my. U het my gesaai. In die land. Maar terwyl ek groei, sukkel ek met soveel goed. En ek weet nie met wie ek kan praat nie. Ek weet nie hoe veilig is ek by iemand om te praat nie. Gaan ek gejudge word, gaan ek die gedoen word, gaan ek daar, kom ek onttrek. Kom ek bly by myself, kom ek probeer myself beskerm terwyl ek self deur die seer gaan. Eerste somehow sal ek seker daarbo uitkom. Of uit dit uitkom. Ons almal dink so. As jy nie met iemand kan praat nie, kom ons sak op ons knie en ons roep uit aan net na God. Sê dan kan ek net met U praat. U verstaan. Vriende, familie, ja, hulle sal nie verstaan nie. U sal verstaan. Ek sukkel. Here, ek sukkel. Sukkel. Ek weet nie van julle nie, maar ek sukkel. Mag ons dit nie sê nie. Ons moet verwag dat pastoor water moet loop. Ons sukkel. Dalk sukkel met woede, of dalk sukkel met die, of ons sukkel, mense. Kom ons hardloop na die kruis. Here het my skoon gewas. Here het my gered. My verlos. En hierdie klein korretjie wat nog groei. Help my. Maak dit nog meer nat, Here, dat ons groei. Want U maak dit groei. Here, U is lankmoedig en U is genadig. Here, ek het dit nodig vanoggend. En ek kom vanoggend aan die tafel toe, want dit is die liggaam wat gebreek is, en is die wyn, is die bloed wat gevloei het vir my. Sodat ek na U toe kom. 'n nagedagtenis wat U gedoen het vir ons in die kruis. Here, hier kom ek. Stikkend, gebroken. Ek weet nie wat se kant toe nie. Doen ek die besluit, verkeerde een. Doen ek daai besluit, soek die verkeerde een. Elke besluit wat ek probeer doen, voel vir my soos die verkeerde een. Weet nie wat julle al daar was nie. My besluit wat ek vanoggend doen, Here, dat U wil geskied. Dat U soewereine wil geskied. Kerk, ek sit met 'n broer. Ek sit met 'n broer, my ou boet. Ek dien die Here toe. My broer stikker. Here weet, ek bid vir my broer dat God by kom. God kan dit alleen doen, mens kan dit nie doen nie. Nie waar hy is nie. Net God kan daai wonderwerk doen. En dit is die tafel by wie ons kom. En nagedagtenis vir hom ook. Vir elkeen daar buitekant. Geliefdes wat ons van weet. As Here ons kom by vanoggend voor U. Ons roep U naam. Ons vertrou U, Here, om hy werk te doen in hulle lewe. Werk wat U alleen kan doen. Net U kan dit doen. Ons vertrou U vir dit. Here, ek vertrou U vir my broer Raymond. My ou boet. Dat U ons sal ruk terug na U toe. So ken ons elkeen iemand. Here, ruk op. Ruk aan. Wie ook al is. Ruk hulle terug. Hey, toe. Kom ons neem deel aan die tafel. Kom voor ons toe. Kry vir julle iets om te drink. Dit is sy liggaam.
die nagedagtenis vir wat hy gedoen het, die verlossende werk wat hy gedoen het. En weet, God is 'n beheer. Moenie angstig wees oor die koring die omtrek tussen ons is nie. Asseblief kom vorentoe. Gebruik nagmaal saam met jou gesin. Die Bybel sê hulle by mekaar gekom in die hoofvertrek. En Jesus het gekom met die brood gebreek en het gesê, dis my liggaam, neem eet. Doen dit in nagedagtenis van my. En hy het die wyn gevat en hy het gegee om te drink. Hy sê, dis my bloed wat jou gepas het. Neem, drink. Doen dit in nagedagtenis. God is nie 'n God wat lieg nie. Die werk wat hy gedoen het vir ons, oorwinning in hom. Oorwinning in hom. Dankie Here vir dit wat U gedoen het. Almal gekry, almal reg? Ek wil julle stuur in die naam van die Here. Gaan in vrede. Gaan in vrede. Mag die Here met julle wees. Weet net een ding. Ons is werklik lief vir julle. Regtig. Vrede vir julle. Drink 'n koppie koffie. Lekker sonoggemiddag verder.